bo op Sanipas, 2875 meter. Die hoogste eetplekkie in die suidelike halfrond. So lekker om bo te kom. So lekker om op 'n plek te wees waar jy amper 'n oorwinning behaal het. Seil teen die pas op. En so kom elkeen van ons op 'n tyd bo. En ek wil 'n bietjie daaroor net so, wanneer kom 'n ou bo? Wanneer kom jy op 'n plek waar jy voel maar dinge maak sin? Wanneer jy God ontmoet. Hoog bo, toe ek hier opkom, toe sê ek, wow, Here, ek is nader aan jou. Jesus het self op die berg gegaan, as hy afsondering wou hê, opgeklim, styl, en dan het hy sy Vader daar ontmoet. Ons praat oor bo op Sanipas. Vir party mense is die pad van onder af boontoe steiler as verander. Ons het elkeen maar ons paadjie. Van ons dwaal meer af, van ons dwaal minder af, ons vat dit langer om bo uit te kom, van ons sukkel om bo uit te kom, van ons is vinnig bo. En ek wil 'n bietjie met julle praat oor 'n wonderlike verhaal in Johannes 4, waar Jesus praat met die vrou by die put. 'n vrou wat se pad maar met kronkelpaaie geloop het, 'n vrou wat swaar gekry, 'n vrou wat al 'n klomp mans gehad het. Daar moes singe met haar gebeur het as kind. 'n Mens word nie sommer net so nie. Die lewe klappe ou partykeer. En daar kom sy by die put aan en weet julle, Jesus wag daar en hy het geweet sy kom soontoe, want die disippels was in Daniël het gaan kos koop. Kan jy glo in daai tyd kon jy kos gaan koop, maar hy wag daar en sy kom daar aan en hy vra vir haar, gee vir my water, wat natuurlik 'n ongehoorde ding was. Jy vra nie vir 'n vrou by 'n put water nie, jy kommunikeer amper nie met hulle nie, maar hy wou op 'n manier met haar kontak maak. En sy gee vir hom water. En daar verander haar kronkelpaadjie in die smal weg wat na boontoe lei. En Jesus sê vir haar hierdie woorde, hoor bietjie hier, so wonderlik mooi. Jesus antwoord vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Wie egter van die water drink wat ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom sal gee, sal 'n fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal bly opborrel. En die vrou sê toe, meneer, gee my van hierdie water, sodat ek nie weer dors word en hierheen hoef te kom om water te skep nie. Eintlik wat sy vir hom sê is, ek soek daai water want ek wil nie meer by die put kom rondhang nie. Ek wil nie kom kyk of ek iemand kom tel nie. Ek wil vrykom, ek wil bo kom. En dis die ding, boeties en sissies. Liewe jong mens, liewe ou mens wat na my luister. As jy van hierdie water kry, en hier val nou 'n paar druppeltjies, nee, skielik trek dit toe, dan word jy nooit weer dors nie. En die wonderlikste ding is, dit begin binne in jou borrel. En dit word 'n fontein wat nooit opraak nie. En dan bly jy bo. Al is jy onder, is jy dan steeds bo. Al is ek onder, is ek dan bo. En dan word hierdie kronkelpaadjie hier op Sanipas met die reën wat hier agter my uitsak, asof die Here 'n teken kom gee van die water, nê? 'n profetiese ding. Skielik reën dit nou hierso. Dan kom sê die Here, maar ek wil vir jou water gee wat sal opborrel en ek wil jou bo hou. Maak nie saak hoe jou paadjie lyk nie.
En dan kan jy ook bo wees. Daar's geen ander weg nie, liewe boeties en sissies. Die enigste weg bo is deur die lewende water. Kom na God toe, kom na Jesus toe. Hy nooi jou. Ek groet julle nou met die reentjie wat hier val. En ek hoop dat hierdie reentjie op jou val en op jou huis val en op jou lewe val. En dat jy sal weet, maar ek behoort aan die lewende God. Amen. Kyk na die reën. Kyk hoe val die water. En weet jy, die aarde is so dankbaar oor God se reën en sy water. Is ons altyd so dankbaar wanneer ons so met ons paadjies opgeraai kom. Oor die water wat op ons siel val en ons voet, wat laat soos 'n fontein borrel binne in ons en wat ons vir altyd bo laat bly. Kyk net bietjie en neem dit in en maak dit deel van jou lewe.